hier in my virtuele ateljee, Ian Cameron. Môre Ian. Nou jy gaan vashaak. What happened? Môre Isak, dis lekker om saam te wees. Hallo, daar's hy. Mooi hoor. Môre, welkom Ian, baie dankie dat jy vir ons tyd maak. Ons waardeer dit baie. Ons weet julle agbaar is besige mense. So ons waardeer dit regtig baie. Dankie vir jou Isak. Ja, dis dit is 'n vol tyd. Jy moet versigtig wees met daai agbare woord. Enough said. Ian, ek wil met jou gesels oor die ad hoc kommissie en saam daarmee die Mandlanga kommissie wat vandag hervat. Die getuienis wat tot dusver daar gelewer is. Kom ek begin om vir jou te vra jou algemene indrukke van dit wat jy tot dusver waargeneem het. Ja, so kom ek begin by die Mandlanga kommissie. Ek dink tot dusver, jy weet dit het vreeslike dramatiese aandag gekry, maar ek moet eerlik vir jou sê, Isak, daar was tot dusver bitter min bewyse van enige van die beweringe wat gemaak is. So baie van die goed wat gesê is na my mening hoorsê. Ons het gesien dat by die byvoorbeeld by die ad hoc komitee het ons aansienlik meer, ek wil dit amper bewyse noem, maar waar ons jy weet skermskote van byvoorbeeld WhatsApp gesien het en so aan. Maar jy weet ek het 'n klomp vrae waaroor ons nou kan gesels. So vreeslike dramatiese aandag aan die begin. Ek dink die ad hoc komitee se momentum is eintlik baie positief. Jy weet ja, hier en daar het jy maar nou jou gewone politieke ry waar ek meen jy nou het begin praat oor Kenny Kunene en hy het niks met die saak te doen nie. So jy het maar tipiese politieke ry, maar ek dink daar's vrae gevra by die ad hoc komitee en omdat dit so vinnig na die kruisondervraagproses toe gegaan het, kon ons baie vinniger baie meer doen. So later vandag het ons vir generaal Sibiya, die adjunkt nasionale kommissaris, wat sy getuienis kom lewer en dan môre het ons die kruisondervraging van Sibiya. So en later die week het ons natuurlik vir minister Mthunu ook vir 2 dae. So ek dink eintlik die twee prosesse vul mekaar ook mooi aan. Die style verskil drasties, maar ek dink albei dwing ons om sekere goed na vore te bring wat ons nie noodwendig van sou geweet het nie. Ek het dit nou die dag het ek die vraag aan oud-generaal Johan Boysen ook gestel. Maar my algemene gevoel wanneer ek na hierdie ding kyk is die feit dat daar's 'n klomp goed wat gesê word met bitter min bewyse wat my al hoe meer laat voel maar hierdie is 'n magspel erns tussen mense wat een of ander voordeel ontsê is of 'n voordeel wil bekom. En 'n carte blanche uitsien gisteraand het hierdie vermoede van my verder bevestig. Hoe dink jy daaroor? Ja, ek dink is faksioneel. Ek dink die hele ding is faksioneel. Jy weet, en ek sê hierdie versigtig want ek het 'n goeie verhouding met generaal Konazi, ek het 'n goeie verhouding met nasionale kommissaris. Ek praat nou nie van die kere wanneer ons vassit rondom die werksissues in die polisie nie, maar as ons met mekaar praat, daar's wederwysige respek, kom goed oor die weg en alles. So ek kan hulle nie fouteer op die algemene goedjies nie. Maar ek kan nou vir jou sê, Mkonazi moenie nou maak asof hy hierdie ridder op 'n wit perd is nie. Hy was vir die afgelope 15 jaar bewus van hierdie goed. En dit sou uiters onregverdig wees om nou skielik wat minder as 6 maande voor hy veronderstel is om tot sy wanneer sy kontrak tot 'n einde kom. Skielik hierdie onthullings te maak asof hy nou die polisie wil red. Hoekom het hulle nie die laaste 15 jaar iets daaroor gesê nie? As hy teruggaan na tye toe soos die tyd van Nathi Mthethwa toe hy die minister van polisie was. As jy teruggaan na die tyd van Ria Pjega toe Nathi Nhleko toe hy die minister was en so gaan die lys aan. Hoekom het hy nie toegepraat nie? Hoekom het hy nie gepraat in die tyd van Telle nie? Want Telle is alsbehalwe Engels. Kyk, hy het al jaar
onder die korruptes en weet wat presies weet nigter alleen. Hoopelik vind ons dit uit. Maar oral kom sy naam op. So hoekom nou? En dit is deel van die vraag. En dan natuurlik ook, Isak, wat dit uiters frustrerend maak is, dis almal verder se skuld. Dis glad nie hulle skuld nie. Hulle vat nie aanspreeklikheid nie. Nou ek het Vrydag die geleentheid gehad om vir die nasionale kommissaris te ondervra en hom eintlik in 'n hoek gedruk en vir hom gesê so erken jy dat julle nie byvoorbeeld vir die portefeulje komitee, jy weet, die waarheid vertel het in Maart nie. En hy het op die ouend ingestem. Hy het gesê hy erken dat hulle nie die volle storie vertel het nie en dat die portefeulje komitee nie verkeerd opgetree het nie. Want en die rede wat ek dit opbring is hulle wil almal verder hulle sogenaamde scapegoat maak vir goed wat hulle nie reg gedoen het nie. En nou probeer hulle gate toestop. So in Engels praat mense altyd van the chickens are coming home to roost. En hulle moet pas op. Ek hoop hulle het bewyse vir die goed wat hulle sê, want in die volgende paar weke gaan die ander kant ook 'n geleentheid kry om te praat. En na my mening is nie een van die kante op die stadium engeltjies nie. Das niks op hierdie stadium wat 'n mens konkreet mee vorentoe kan gaan en iets van kan maak nie, as ek verkeerd. Sê gou weer, jy het opgebreek, ekskuus. Van die inligting wat tot dusver na vore gekom het, is daar in my waarneming daarvan niks waarmee jy regtig konkreet vorentoe kan gaan om iets mee te doen nie. Dit is asof hier 'n hengse bohaai is, maar daar gaan niks van gebeur. Daar's nog niks om 'n keer teweeg te bring nie. Absoluut niks. En dit bly nog 'n vraag is hoekom het hulle nie ingetree nie? Jy weet, Masemola byvoorbeeld die nasionale kommissaris, ek het persoonlik baie tyd vir hom. Hy's 'n gentleman, hy's 'n ou met wie hy's altyd beskikbaar as jy hulp nodig het, goed, maar die optrede kan bitter stadig wees. En besluitneming kan bitter stadig wees. Nou Mthunu het vir my 'n paar maande terug, eintlik einde 2024, toe gesels ek eendag met Mthunu, toe sê hy's geweldig gefrustreerd. Dis nou natuurlik voor ons geweet het van die interessante vriende wat Mthunu het. Maar jy weet, toe het Mthunu vir my gesê hy's gefrustreerd met die nasionale kommissaris wat so stadig beweeg, wat so stadig dinge gedoen kry. En nou hoekom ek dit noem is ek wil vir die nasionale kommissaris vra, hierdie onthullings, sogenaamde onthullings het nou gebeur. Wat het jy in die tussentyd gedoen om orde te roep? Want eintlik is dit vir my 'n skreiende skande dat die sogenaamde kom ons noem die uitvoerende hoof van hierdie entiteit wat ons as die polisie ken, nou moet kom getuig voor komitees oor die vuil wasgoed in sy entiteit. Jy kan nou dink, kom ek vat sommer een van die maatskappye sonder om iemand voor te trek wat 'n borg is op Nuuspot. Kom ons vat vir Brentus Wealth, nê. Kan jy nou dink wat 'n verleentheid dit vir 'n maatskappy sou wees as die CEO van Brentus moet kom sit op 'n kamera en hy moet nou die vuil wasgoed van sy instansie. En dan gaan dit nie net iets van wat in 'n maand of 2 gebeur het of by kom ons noem dit by 'n Coldplay konsert gebeur het, soos ons tydjie terug gesien het met een van daai CEO's nie. Dis iets wat oor jare lank gekom het. En ek dink dis 'n geweldige verleentheid. So ek dink in die breë is hierdie 'n aanduiding, ja, korrupsie en al daai goed, maar dis 'n aanduiding van patetiese leierskap. Ek wil gou hierdie stukkie van carte blanche speel en dan gesels ons verder. Gaan jy vir my so 'n oomblik kans gee? Graag. The press conference, according to me, is something that General Mkhwanazi have used to protect the arrests which were taking place there. So all of these things is happening at the time when these serious arrests were about to take place. So why did that press conference happen? To shift the focus. The press conference. Waar die punt gemaak word dat Mkhwanazi eintlik ook maar besig is om sy eie belange te probeer beskerm en sy eie posisie binne hierdie faksionele stryd
wat daar op die oomblik plaasvind. Het jy kommentaar daaroor? Ja, kyk, daar was man, ek dink dit was skaars 'n week of 2 voor die sogenaamde perskonferensie was daar sprake gewees van arrestasies wat sou uitgevoer word op die nasionale kommissaris sowel as Mkhwanazi self. En hulle sou volg na die arrestasies van Khumalo wat die afdelingskommissaris van misdaadintelligensie is en die klomp seniors wat saam met hom gearresteer is. So dit die tydsberekening wat nou daar gesê is, maak sin. En alhoewel Mkhwanazi dit ontken, soos wat hy gepraat het in die ad-hoc komitee, is ek nog steeds nie 100% oortuig nie. En my vraag bly, hoekom nou? Ja, ons moet optree, absoluut, maar as hulle al hierdie detail gehad het, vir al hierdie jare, en dis die hoogste range in die polisie, nee, hoekom het hulle nie iets gedoen nie? Dit maak dit glad nie vir my sin nie. So, ek dink hier's verskeie slange in die gras, en ek dink nie, dit is net so eenvoudig, om te sê, hier's nou iemand wat net opstaan teen korrupsie nie. Die ander vraag wat 'n mens moet vra is, jy met iemand soos generaal Johan Booysen praat, nee. Luister 'n bietjie wat hy sê oor die Keita Manor eenheid. Want Mkhwanazi het nou die aand, na my mening, het hy nie die waarheid gepraat in die parlement nie, want hy was betrokke by die sluit van die Keita Manor eenheid. En hy het opgetree op die instruksie van Nathi Mthethwa, toe hy die minister van polisie was. En dit was presies dieselfde tipe instruksie as wat Mthunu nou gegee het, en nou Mkhwanazi 'n probleem daarmee. En nou die aand, toe sy vreeslik, toe hoor hy eers nie die vraag nie, en toe moet ons die kant toe draai en daai kant toe draai, so ons moet maar mooi die kat uit die boom kyk. 'n paar ander goed wat my geplaat van, as ek na sy getuienis kyk, is hy maak hierdie grandiose uitspraak, of aanspraak. Soos byvoorbeeld die een wat hy sê, maar hy's deur politieke partye het hom probeer werf. En toe hulle vir hom reguit vra, maar watter politieke party? Toe sê nee, hulle dit nie reguit nie, maar die EFF het ergens in 'n verklaring gesê hy moet by hulle aansluit. En daar was meermale sulke uitsprake wat wollerig was, en as jy hom gaan vasvat, sou vasvat daaroor, dan sou hy nie feite daaroor hê. Ja, en dis elke keer wat gebeur, met die EFF spesifiek, toe sê hy ook, hulle het hom probeer, hy het gesê, partye, jy is heeltemal reg, het hom probeer werf, en toe die vraag nou gevra word, toe sê hy nie, Malema het dit genoem, maar Malema het hom nooit genader nie. Malema lag toe, hy sit toe voor my in die ad-hoc komitee, hy sê hom met 'n groot skaapagtige glimlag, en sê, ja, maar, jy weet, daar's nie eers verleentheid daaroor nie, hy sê, ja, hy het dit genoem, maar niemand het hom fisies genader nie, so, dit voel vir my, hulle, of hy, ek weet nie of is dit 'n hulle of 'n hy nie, maar dit voel vir my, daar word, jy weet, they joining the dots, en dit is so, daar's 'n mate van waarheid en van die goed, geen twyfel nie. Ja. Maar weer eens, dis faksie teen faksie. Kom ons gaan kyk 'n bietjie, byvoorbeeld, jy sal hoor generaal Khan se naam kom heeltyd op, nê? Nou daar's geen twyfel dat daar duistere dinge rondom Khan is nie. Geen twyfel onder die son nie. Sy naam kom net eenvoudig by te veel plekke op, en oor die jare, as jy hoor, elke keer as Khan genoem word, net so na sy naam kom maar gewoonlik 'n Moodley op. Nee, en nou beide Khan en Moodley kom uit die Richard Mkhulu era die polisie uit. Albei is destyds bevorder direk van luitenant-kolonel af na generaal-majoor toe. En vreemde dinge waarby hulle al betrek was en genoem was, en jy sal onthou destyds by die EFF se verjaarsdag, dit was haar polisiegeneraal, dit was Khan, en toe sit hy aan die tafel van Mazotti, die groot sigaretsmokkelaar. Jy weet, so al hierdie bande is beslis daar, maar weer eens, is iets wat net nie vir my die strikkie toe maak nie. En nou is dit ongelukkig so, en ek sê ongelukkig, want ek sien daar's 'n geweldige heldeverering vir Mkhwanazi. En ek is versigtig om dit te waag, maar dit voel vir my asof Suid-Afrikaners nou 'n misplaaste heldeverering het,
Nie daarmee om 'n Konasi as polisieman af te maak nie, maar uit hierdie getuienis het is daar net niks wat vir my oortuig dat ons hier op 'n draaipunt is nie. Ja, ek sien nog nie aksie nie. Ek dink ons het 'n geleentheid om 'n mate daarvan voor te sorg en te ontbloot. Maar hier's 'n baie dieper krisis hierso en ek dink dit gaan tot in die president se kantoor. Die presidentsie kom ver te veel op. Dis die probleem met 'n land wat 'n sogenaamde superpresidentsie het soos ons sien in Suid-Afrika. En weer eens, ek kom terug na die feit van hoekom nou. Mense moenie kom, ek lees kommentaar en dan sê hulle, "Ag, die dapper generaal." Hy's 'n luitenant-generaal in die polisie. Hy is veronderstel om dapper te wees. As die ander generaals dit nie doen nie, dan is hulle pateties. Dit is so eenvoudig soos dit. My vraag bly, hoekom nou? En as jy gaan kyk na polisieering in KwaZulu-Natal, hulle inligting of intelligensie gedrewe polisieering is na my mening baie goed. Waarskynlik een van die beter provinsies indien nie die beste nie. En as jy gaan kyk wie is die ouens by nasionaal en in ander provinsies wat saam met hulle werk, is dit regtig dis baie goeie polisiebeamptes en is beamptes wat 30, 35 jaar diens het en party wat 5 jaar diens het wat fenomenaal is in hulle werk. En in daai opsig kan ek hulle glad nie fouteer nie. Maar as jy gaan kyk na ander polisieeringstake in KwaZulu-Natal byvoorbeeld, dan val dit uitmekaar. So die persepsie wat geskep word, hierdie holier than thou oomblik waar hierdie weer eens ridder op 'n wit perd, ek koop dit net nie. En hoe meer ek deur die goed lees en hoe meer ek deur hierdie getuienisse lees, ek het nou weer hierdie naweek deur die transkripsie gelees van ons 5 Maart vergadering by die portefeulje komitee. Hoe meer begin dit vir my voel asof dit nie net faksioneel is nie, maar asof hier 'n ander wrok is. Nou die wrokke wat opkom is dit as gevolg van die feit dat een van hulle, en ek weet nie wie nie, is dit Mkonasi, is dit Khumalo, is dit Masemola wat eintlik die hoof van die valke wou wees. Nou, dit sou nie heeltemal vir my sin maak as dit Mkonasi of Masemola is nie, want net in terme van betaling byvoorbeeld is hulle reeds op 'n hoër vlak en in effek sou dit nie op papier nie, maar tegnies sal hulle 'n laer rang moet vat. So is dit daai gedeelte. Is dit as gevolg van wat in 2011 met Mkonasi gebeur het toe hulle hom vir 'n jaar by die huis laat sit het, want hy is duidelik baie kwaad daaroor. Jy kan dit sien in elke gesprek wat opkom, dan gaan hy terug na 2011, die dan noem hy vir Riapie gaan na Mthethwa. So hier's 'n klomp goed, Isak, en ek dink ons moet versigtig wees om nie met die oomblik meegesleep te word dat ons op die ou en dink, maar wow, jy weet, hierdie is die waterskeidingsoomlik. Ian, Carte Blanche het gisteraand nog 'n vraag gevra oor die fonds vir die geheime diensfonds. Daai eenheid, ja, daai fonds van die diens wat blykbaar 'n wortel kan wees vir die stryd op die oomblik. Verduidelik vir ons wat is daai fonds en hoekom dit belangrik is. Natuurlik. So dit is en ek gaan baie sarkasties wees, maar dit is die wonderlikste fonds om jou verkiesingsveld tog mee te dryf. En dis waarop dit neerkom. Dis waaroor dit gaan. Al die jare was dit waaroor dit gaan. Onthou, in 2017 het die ANC met die geheime diensfonds vir hulle grabbers gekoop. So hulle het deur die geheime diens deur misdaadintelligensie hulle grabbers gekoop wat heel eenvoudig meeluisterapparate is waarmee hulle by die Nasrec 2017 konferensie sekere goed kon uitvind van mense vir wie stem hulle. Gaan hulle vir Cyril stem, gaan hulle nie vir Cyril stem nie. Jy weet, hoe beïnvloed jy daai stem? So dis 'n eenvoudige een dingetjie. En onthou, die enetjie wat lekker voor op die wa was met daai aankoop, was Fikile Mbalula gewees. So ek lag lekker vir hom wat nou sê hulle moet dapper wees teen korruptes. Hy moet net 'n bietjie in die spieël gaan kyk. So daar's een van hulle.
Dan as ons verder gaan, en jy gaan kyk na die hoeveelheid geld, dan is dit enige plek tussen 250-500 miljoen rand wat hulle budget is vir 'n jaar. Nou om so 'n tipe begroting te hê in 'n jaar, vir 'n groot party kan ek nie dink dat 'n verkiesing jou minder as 400 miljoen rand kos. So jy kan dink wat se tipe geld jy van praat, en omdat dit nie so openbaar geaudit word nie, is dit baie lekker om jou kloue daarop te kry. Maar hier's die baie interessante ding. Volgens wat ek tot dusver kon uitvind, het misdaadintelligensie veral in die afgelope 3 jaar het hulle 'n skoon audit gekry. En dit was die eerste keer in jare wat hulle dit reg gekry het. En wat baie interessant is, en nou moet jy die twee faksies begin verstaan. Die plan wat na bewering gemaak is deur Mchunu hulle, was dat Mchunu moet seker maak, hy het op die ou end na bewering beheer van daai geheime diensfonds. So, om dit te doen, moet hy van Khumalo ontslaa raak, wat die misdaadintelligensie hoof is. So dit was die eerste ou wat hulle geteken het. Al die die verskriklike goed wat hulle vir hom gesê het op sosiale media ensovoorts, die arrestasie by die lughawe, wat totaal en al oorbodig was. Daar stem ek heeltemal met Mkhwanazi saam. Hulle het totaal en al, het was eintlik 'n bietjie van 'n magsvergryp gewees om te wys hulle wou iemand verneder. So nou het hulle vir Khumalo uit die prentjie uit. Maar nou kry Khumalo ondersteuning, mense veg terug ensovoorts. Maar die plan was om vir Khan waarskynlik in te bring as die hoof van misdaadintelligensie, en om vir Sibiya, die adjunkt nasionale kommissaris, in te bring as nasionale kommissaris. En dit was alom bekend dat Sibiya mik om nasionale kommissaris te word. Nou daar's nog 'n paar name, maar daai is die kernname wat hierdie, noem dit 'n coup d'état in die polisie wou doen. En die plan, volgens wat ek verstaan wat gemaak is, was as Khumalo gearresteer word, Masemola Mkhwanazi word gearresteer, dan is daar nie teenkante nie, en dan rek jy daai hofproses uit so lank as wat jy kan, en jy begin waarnemende hoofde aanstel in daai poste. En naamlik is dit Sibiya, Khan ensovoorts. En op so 'n manier, voor die volgende presidensiële of nasionale verkiesing eerder, Mkhunu hom ons president geword het. Dan het hy beheer, hy het die grabbers aan sy kant. Onthou, Richard Mdluli se seuns werk nog steeds in die polisie. Dit het ook nou weer opgekom. En die een seun is 'n bevelvoerder van een van die grabber eenhede. So, jy weet, dit is om van haar te word. Dis verskriklik. Jan, ek gaan jou nou laat gaan, maar ek wil net vinnig nog weet oor die uitlatings wat hy oor Diane Kohler Barnard gemaak het. Dis van die ander goed wat my laat wonder het. Yes, like. Ek het regtig gedog hierdie ou is ernstig met wat hy sê, maar kyk, jy kan seker enige politikus van baie dinge beskuldig. Maar ek ken hom nou al vir Diane vandat ek hierdie werk begin doen het, en ek kan my kwaadlik bedink dat jy haar nou van iets onderduims kan beskuldig. Ja, dit was ook vir my interessant dat hy vir Diane saam met Fadil Adams in 'n bootjie probeer gooi. Kyk, Fadil is baie vuil in die manier wat hy dinge gedoen het, en ja, behalwe vir die manier hoe hy praat, het hy regtig skade aangerig, en hy my polisiekomitee geweldig frustrerend gemaak om te probeer bestuur. Hy het dit onstabiel probeer maak. Maar nietemin, as jy gaan kyk na Diane, ek dink dis baie onregverdig teenoor haar. Ek dink die feit dat hy aanhou sê, maar sy moes nie goed gelek het uit die komitee het nie, behalwe dat dit absoluut onwaar is. Dit waarvan sy publiek gepraat het, was reeds publiek. Dis goed wat in die media verskyn het. En haar komitee, die intelligensiekomitee, het nog nie bestaan in daai tyd nie. So wanneer moes sy die vraag vra? Moes sy gewag het eers vir die komitee om te begin sit, voor sy die vraag vra? En sy het toe die polisiekomitee as meganisme gebruik daarvoor. Ek verstaan nie wat is Mkhwanazi se groot frustrasie daarmee. En daar's natuurlik daai groot ironie daarin dat hy vir Diane beskuldig daarvan dat sy goed gelek het teenoor sy mediakonferensie wat heeltemal
buite die voorgeskrewe riglyne gegaan het en dan nog boonop met 'n klomp ouens agter hom amper soos die ouens van Madagaskar gisteraand op hulle foto gestaan en poseer het. Dis presies. Hulle almal het taakmag uniforms aangetree. Meeste van hulle is nog tans in die taakmag. Hy het sy ou taakmag uniform aangetree. En hy het vir ons gesê in die Harde-komitee, hy wou vir mense wys dat hy sal veg. Hy sal doen wat hy glo gedoen moet word. So nee, daar's 'n klomp goed waarop ons hom kan fouteer ook. Dis hoekom ek sê, om nou te maak asof hy die engeltjie is nie heeltemal so nie. Daar's waarheid in baie van wat hy sê. Dit is so en 'n mens moet dit hanteer, maar ek dink 'n mens moet objektief bly. Dis Ian Cameron met wyse woorde, dink ek hier aan die einde. Hou jou objektiewe bril op. Ian, baie dankie. Dit was regtig lekker om met jou te gesels. En ek besef jy's baie besig, maar dankie dat jy vir ons tyd maak soms hier op Nuuspot. Dankie vir julle. Groetnis. Ek waardeer dit so baie, Isak. Lekker dag. Totsiens. Ian Cameron wat vir ons 'n bietjie inligting gee en 'n bietjie help om te dink oor hierdie hele Mkwanazi ding.